Hallo my geliefdes, die feestyd kom dikwels met 'n vreemde paradoks. Ons is omring deur ligte, kersliedere en feesvieringe, maar baie van ons voel alles behalwe feestelik. Miskien rou jy oor hierdie jaar se verliese. Miskien weeg angs oor finansies of verhoudings swaar. Of jy voel dalk net moeg en wonder hoe jy die energie gaan bymekaar skraap om vrolik te wees. As dit vandag jy is, skep moed. Die heel eerste Kersfees was ook in duisternis en moeilike omstandighede gebore. Dit het gebeur in 'n wêreld vol vrees, verdrukking, vervolging en swaar kry. Dit klink bekend, né? God het gekies om die wêreld binne te gaan, nie met mag of rykdom nie, maar as 'n baba, gebore in armoede, gelê in 'n krib, verwelkom deur gewone mense. Hier begin ons hoop. Kersfees herinner ons daaraan dat God nie wag dat ons lewens perfek is, voordat hy naby kom nie. Hy gaan saam met ons die duisternis binne en hy ontmoet ons in rou, in onsekerheid, finansiële druk, in eensaamheid en twyfel. Die geboorte van Jesus sê vir ons dat geen situasie te gebroken is vir God se teenwoordigheid nie. Christelike hoop is nie om voor te gee, alles is reg nie. Dit is om te vertrou dat God by ons is, selfs wanneer dinge nie reg is nie. Die lig wat in Bethlehem verskyn het, skyn steeds vandag. Dit skyn in stille gebede, in dade van liefvriendelikheid, in oomblikke waar liefde gekies word, ondanks moeilikhede. Jesus het nie net een keer gekom nie, hy bly nou by ons deur die Heilige Gees, en hy sal weer kom om alles te herstel. Omdat Christus gekom het, ellende, hartseer en boosheid nie die finale woord nie. Vanuit 'n beradingsperspektief gaan hoop nie daaroor om ons pyn te ontken of om onsself te dwing om iets te voel wat ons nie voel nie. Bybelse hoop is anders. Dit anker onsself aan iets solieds, selfs wanneer ons gevoelens stormagtig is. Dit is die stille vertroue dat God teenwoordig is, selfs wanneer ons hom nog nie kan sien werk nie. Jesaja het die volgende geskryf, in Jesaja 9 vers 2. The people who walked in darkness have seen a great light. Those who dwelt in the land of the shadow of death, upon them a light has shined. In Afrikaans is dit soos volg. Die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. Ek het Prof Theo gevra om vir my die oorspronklike taal te gee, die verduideliking van die oorspronklike taal te gee vir die volgende. Die oorspronklike taal vir duisternis beteken ellende, hartseer of boosheid. Die oorspronklike taal vir groot lig dui in hierdie konteks op hoop, redding en verlossing. Hierdie vers kan dus gelees word as die volgende. Die volk wat in ellende, hartseer en boosheid wandel, het hoop, redding en verlossing gesien. Let ook daarop dat die mense gewandel het. Hulle het steeds vorentoe beweeg, selfs in die duisternis. Hierdie seisoen hoef jy nie vreugde op te wek nie, wat jy nie voel nie. Jy hoef nie voor te gee alles is reg nie. Jy kan een klein tree vorentoe neem. Jy kan fluister, help my Here, wanneer die Kersliedere te vrolik voel. Jy kan sit met beide hartseer en die waarheid dat Immanuel beteken God met ons. Hy is saam met ons in die hospitaalkamer, die leesstoel, die finansiële bekommernis, die eensame huis.
Vers 2, Jesaja 9 vers 2, dui profeties op wat vers 5 sê. In vers 5 staan die volgende: want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is vir ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer. Hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Hoop begin wanneer ons Jesus toelaat om ons presies te ontmoet waar ons is. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U ons in 'n gebroke wêreld gekom het, dat U vir ons nie net gelos het nie, maar dat U gekies het om na 'n gebroke wêreld te kom. Dankie dat U ons ontmoet waar ons is. Vir diegene wat moeg is, bring U rus. Vir diegene wat alleen voel, bring U teenwoordigheid. Vir die wat hopeloos voel, laat U lig weer skyn. Help ons asseblief, Here, deur hierdie feestyd. Amen.